Is jy lief vir die Here? Kan ek net sien as jy lief vir die Here? Ek is so lief vir die Here. Ek kan nie my lewe indink as ek hom nie moes gehad het nie. Hy is my hele lewe en ek is regtig uit my hart uit so lief vir die Here. En dit maak dat ek vir jou ook lief is. En jy hopelik vir my ook lief is en jy het regtig die Here nodig om vir my lief te wees. Amen. Ja, party ouens is moeiliker om lief te hê as ander. Dis hoekom ons die Here nodig het. My pa het altyd 'n ding gesê, as jy alle mense bring vreugde, sommige deur te kom en ander deur te gaan. So mag jy vreugde bring deur te kom en nie deur te gaan nie. Prys die Here. Ek wil vanmôre met die praat uit die woord van die Here uit. Vir dit wat die Here op my hart gelê het en dit is vir my so awesome hoe die Here altyd iets kom bevestig. Amper elke Sondag as 'n week sange lei of iets. Ek vertel vir niemand voor een waarmee ek voorberei het en alles nie, maar laas Sondag het hy 'n liedjie gesing wat toe hy dit sing te sien. Dis wat ek wil preek vanmôre en dit wat ek my heel eerste skrif wat ek vanmôre wil bedien of van lees is want die gees is teen die vlees en die vlees is teen die gees. En hier kom staan en praat hy daaroor. Dis hoekom ek aan na Jessie toe stap. Sê, kyk hierso, daar bevestig, dit gaan nie oor hom of my nie. Dit is net vir my amazing hoe die Here kom bevestig dat sy gees maak nie 'n fout nie. So in dit wat hy met my besig was, kom hy en hy bevestig deur om in die oomblik toe dit sê te sê, dankie Here, ek het reg gehoor. Nou weet ek die Here het dit kom bevestig. So al die eer aan die Here omdat hy altyd kom bevestig. Ek wil met u kom praat oor, as ek 'n tema aan dit kan sit, is to walk by the Holy Spirit, om deur die Gees van God gelei te word. Ek kan nie dink dat ons in hierdie tyd sonder die Gees van God kan wees. Ons kan nie op religie saak maar ons met 'n verhouding hê met die Here. Ek en jy moet die stem van die Heilige Gees ken en ek moet ook die verskil ken tussen my inspraak en die inspraak van die Heilige Gees en die inspraak van die vyand in ons lewe. Nou hierdie onderwerp is 'n onderwerp wat almal van ons mee sukkel vandat ek my hart vir die Here gegee het en selfs voor dit en baie van ons verstaan nie die diepte van dit nie. Nou die woord van die Here sê dat ek is gees, siel en liggaam. So ek is 'n gees, sê die woord van die Here. Ek het 'n siel en ek woon in 'n liggaam. So ek is gees, siel en liggaam. So my gees is wie ek is. My siel is waar my emosies is. Dis deel van my bloed. Waar my, kan ek sê maar die vleeslike vrug is. En dan die liggaam is natuurlik dan die tempel waarin ek woon en dan of die vyand saam of die Heilige Gees. Wanneer ek my hart vir die Here gee, word hierdie liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wat dan in my woon. Maar die grootste stryd wat ek en jy het, is nie noodwendig altyd teen die duiwel nie, maar teen myself. Grootste fout wat ek in my geestelike lewe het, is ek. Want die woord van die Here praat, en as ek praat van die vleesmens, moet ons dit verstaan, ek praat nie van die tempel. Praat van die Engels beskryf dit mooi, hy praat van the carnal mind. Dis die vleeslike manier van dink, die vleeslike denke, dit wat die vlees wil hê, die vleeslike begeerlikhede. Ek het op 'n stadium 'n groot fout gemaak en ek sê daar's niks goeds in hierdie vleiskas nie. Tot die Gees van die Here met my daaroor begin praat, het sê maar jy's duur gekoop. Jou liggaam is nou 'n tempel van die Heilige Gees. Jy kan nie teen die tempel praat nie. So dis nie my liggaam wat die probleem is nie, it's the flesh man. Dis hierdie vleeslike mens denke. My liggaam word verander en vernuwe en ek moet hom ook verheerlik daarin. So my grootste stryd, sê die woord van die Here, Paulus skryf dit daar, so hy sê die dinge wat ek wil doen, doen ek nie. En die goed wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So ek vind ek het hierdie stryd in my lewe waar my vleesmens en my geesmens heeltyd teen mekaar is. Nou, eenvoudige voorbeeld voor ek verder gaan.
Ek kan tot 11 vanaand lê en Facebook scroll. Al die videoetjies kyk, maar ek kan nie vir 10 minute Bybel lees nie. Want ek doodmoeg en ek wil aan die slaap raak. Van die vleesmens wil nie Bybel lees. Dis lekkerder om 'n TikTok te kyk. So die vleesmens soek nie die dinge van die gees nie. Maar as ek deur die gees van God my leer om nie deur my vleesmens gelei te word. En nou om dit net vanaand te verduidelik, dit is waar vas baie inkom. Vas is baie belangrik vir ons as kinders van die Here, want dit breek die wil van die vlees af. Nou om vanaand te verduidelik, as my vleesmens sterker is as my geesmens, dan is dit makliker vir die vyand om met my te werk. So met ander woorde, die duiwel, ek wil dit mooi duidelik sê, werk altyd van buite af binne toe. Met ander woorde, as hy my vleesmens kan beheer, word my geesmens gevangene van wat die vlees wil hê. Hy weet dit baie goed. So hy werk op die begeerlikhede van die vlees, en as my vleesmens sterker as my geesmens is, het die duiwel baie maklik beheer oor my lewe. Maar as my geestelike mens sterker geword het as my vleesmens, en ek geleer het om deur die gees van God gelei te word, is die vashou van die vyand op my lewe baie minder, want ek word nie meer deur die vlees bestuur nie, maar ek word deur die gees van God bestuur. Net om dit vinnig vir jou oop te maak. So, dis hoekom dit baie belangrik is vir kinders van die Here om van tyd tot tyd te vas. Ek kan vir baie verskillende redes gaan vas. Ek kan gaan vas vir finansiële deurbraak, storms in my huwelik, nader om aan God te kom en alles. Die kern van vas is, dit breek die wil van die vlees af. Sodat, en daar kan ek dit ook baie vinnig agterkom, die vleesmens wil nie. Jy kan party daar vergeet om te eet, hier 5 uur, dan kom jy agter, ek het nog heel dag niks geëet nie. Besluit jy nou net om te vas, dan is jy lus van biltong of bunny chow, jy noem dit, jy is lus vir alles, dan is dit nog net 9 uur in die oggend. Jy is doodhonger. Hoekom? Want die vleesmens rebelleer, hy wil nie. Nou kom ons gaan praat hieroor, want dit het 'n baie belangrike invloed in dit waardeur ons gaan in hierdie tyd. Dit is baie belangrik dat ek moet verstaan hoe ek moet reageer in storms en al die dinge. So Galasiërs 5 vanaf vers 16 en 18, jy kan op jou eie tyd die hele gedeelte gaan lees. Galasiërs 5 vanaf vers 16 tot 18, dit sluit ook aan by die hoofstuk in Romeine hoofstuk 8 en 7. Jy kan dit ook gaan lees op jou eie tyd, maar terwille van tyd. Galasiërs 5 vanaf vers 16. Maar ek sê, wandel deur die gees, hoofletter gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan sal julle nie onder die wet wees nie. So die belangrikste is, ek moet geleer om deur die Heilige Gees gelei te word. So die Gees van God, hy is klaar in my, hy is klaar kragtig, hy is klaar almagtig. Ek moet leer, in Efesiërs 6, wanneer hy praat in die worstelstryd, sê eintlik my broeders word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. So ek moet leer om kragtig in die Here te word. Ek moet leer hoe om deur die Gees van God gelei te word. En as jy nie eers deur die Gees van God in vleeslike begeerlikhede gelei gaan word nie, gaan jy nie die aanslag van die vyand kan weerstaan. As jy nie eers die vleesmens in toon kan hou in jou gebedslewe nie, gaan jy dit nie maak wanneer die aanslag kom. En ek wil vir julle sê, ons is in 'n tydperk waar daar 'n demoniese aanslag is op die kinders van die Here en op hierdie wêreld, of jy dit nou wil glo of nie, op ons kinders, op ons kleinkinders, op ons huwelike. Daar's nog nooit so groot aanslag op huwelike soos nou. Daar's 'n geweldige aanslag, verslawings, al hierdie goed, noem dit wat daar is. The devil is there. Maar nou God is ook daar. Waar lê die probleem? Dat ons het die krag verloor, deurdat ons nie meer verstaan dat die Gees van God wat in my is, groter is nie, maar ek moet leer om deur die Gees van God gelei te word. So dan gaan ons verder, 1 Korintiërs
2 vanaf vers 14 tot 16, 1 Korintiërs 2 vers 14 en 16. Hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van God. Hoekom? Want ek het die gees van God, wat die hart van God ondersoek. So hier bevestig het wat die vorige skrif geleer, dat die gees van die Here is die antwoord. Die Heilige Gees is die antwoord en ek moet leer hoe om dit te doen. Gaan ons gou verder, Romeine 8 vers 12 tot 14. Romeine 8 vers 12 tot 14. Daarom dan, broeders, is ons nie skuldenaars aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as jy na die vlees lewe, sal jy sterwe. Maar as jy deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van die Here. Galasiërs 5 vers 25, dan gaan ek begin bedien. Galasiërs 5 vers 25, hy sê, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Nou 'n baie belangrike ding, hoe kom ek by 'n plek waar ek moet leer om deur die gees van God gelei te word? Ek moet leer om met die Heilige Gees heel eerstens te praat. Dis nie iets wat ek kan force nie, dis nie. Ons moet tyd maak. Baie mense verstaan dit nie vanmôre, dat die Heilige Gees van God is nie net 'n energie. Is nie 'n duif nie. Hy het soos 'n duif neergedaal, maar hy is nie 'n duif nie. Hy is 'n persoon van die godheid. Jesus het gesê, ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster stuur en hy sal julle kom leer en julle kom lei. Hy is julle trooster, hy is julle leidsman, hy sal julle herinner, hy sal julle oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. So die Heilige Gees van God is die een wat Jesus in my lewe kom openbaar. Die oomblik toe ek hoor van Jesus, wie is die een wat die oortuiging gebring het dat ek Jesus nodig het? Was die Heilige Gees van God. Toe ek die woord lees, weet my oortuig dat dit wat ek lees die waarheid is. Dis die Heilige Gees van God. So die Heilige Gees is vir my gestuur. Jesus sê, dis vir julle voordelig dat ek gaan, want as ek nie gaan nie, kan hy nie kom nie. En baie mense het glad nie 'n verhouding met die Heilige Gees. Hulle praat nie met hom nie. As ek bid, vra ek hom nie om my te help om my te bid nie. As ek deur situasies gaan, as ek die woord moet verstaan, vra ek nie eers die Heilige Gees. So many people doesn't even have any relationship. They just think hy is maar net 'n krag daar. Hy gee my maar net krag. Hy is maar net 'n energie. Hy is 'n persoon van die godheid. Hy kan hartseer word. Die woord van die Here sê, bedroef nie die gees van God wat in jou is. So ek kan teen die Heilige Gees kan ek hartseer maak. So hy feelings. Hy is die een wat my moet leer om nie die vleeslike vrug te dra nie, maar die geestelike vrug dra. So hy sê, as jy deur die gees van God die werke van die vlees doodmaak, sal jy lewe. So ons het die gees van God nodig, en ek moet leer om nie deur my vlees gelei te word. En hier is die ding, ons maak dit ingewikkeld. Die Here het nie ons redding ingewikkeld gemaak nie. Hier om Jesus te dien is nie ingewikkeld nie. Die kruis van Golgotha is nie ingewikkeld nie. Die bloed wat vir my gevloei het op die kruis is nie ingewikkeld nie. Die evangelie boodskap is nie ingewikkeld nie. Die kerk het dit moeilik gemaak. Dit is nie moeilik om jou hart vir Jesus te gee nie. Dit is nie moeilik om gevul te word met die Heilige Gees nie, want die woord van Here sê, as julle wat sleg is, weet om goeie gawes vir julle kinders te gee, hoeveel meer sal ek nie vir julle die Gees gee as julle hom dit bid nie. So God het dit vir my so maklik moontlik gemaak om 'n verhouding te kan hê met hom, om 'n verhouding te hê met Jesus, om 'n verhouding te hê met die Heilige Gees, maar ek moet die moeite doen om in sy wil te kom en sê, Here, kom leer my.
En ons gaan in 'n tyd in waarin ons almal deur storms en challenges gaan. En ek wil vandag weer sê die probleem is dat baie mense het 'n gedagte van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloor, sê die woord van die Here. Baie mense gaan deur storms en ek wil vandag vir jou sê, ons gaan almal deur storms. Daar's goed waarvoor ek nie antwoord het in my eie lewe nie. Daar's goeders wat die aanslag kom. Maar dis in daardie tye waar ek 'n keuse moet maak, gaan ek hierdie goed vleeslik beoordeel en vleeslik optree, of gaan ek vir die Heilige Gees vra, hoe moet ek in hierdie situasie optree? As iemand my te nakom, kyk hierdie vleesmens, hierdie duiseltjie, hy wil nog vies raak. Ek wil net my sê. Nee, seker net ek nie. Jy net hoor, jy ken nie as die ou iemand iets van jou gesê. Ek sal nou. Liewe Jesus, gee my net 5 minute verlof dat ek net vir hulle kan gaan vertel wat die vleesmens wil uitkom. Maar die oomblik as ek reageer op die vleesmens, het ek die stryd verloor. Die oomblik wanneer ek die goed vleeslik beoordeel, het ek verloor. Die oomblik wanneer ek die vyand sy sin gee, want hy staan daar en hy por jou aan, sê net jou sê. Sê net iets. Jy is mos 'n kind van die Here, niemand kan op jou trap nie. Doen dit. So hy sal nog vir jou skrif gee oor hoekom jy mag optree. Jesus het ook die tafels omgegooi. Hy het die ouens uitgejaag en jy kan maar. Hy sê jy kan kwaad word, maar net nie Sondag nie. So, my pa het altyd gesê, my seun, as iemand wil fight, sê net vir hom, kom ons bid net eers. Dat is sy oë toemaak, dan voeter hy hom. So, daar's planne. Maar wat sou die Gees van God wou gehad het? Hy sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, die owerhede. Jy gaan nie die fight en wen as jy vleeslik optree nie. Jy gaan nie jou kinders by God uitkry wanneer jy vleeslik teenoor hulle optree. Al gebruik jy die Bybel, hoe goed ook al, daar is net een wat jou kind by God gaan uitkry, en dit is die Heilige Gees van God se oortuiging. En dan moet ek nie vlees. Kyk, ek luister na 'n getuienis van 'n ma wat met haar dogter gekarring het om die Here te dien. En sy het daar woord gegee. En hoe meer sy met hierdie dogter praat, hoe meer wil hierdie dogter niks van God al weet nie. En sy raak gewaarsku en sy huil eendag voor die Here en sy praat met die Here oor haar dogter en sê, maar haar bedoelings is goed. Wil hierdie kind van my by God uitkry. En ek raas en ek waarsku en hoe meer ek praat, hoe meer gebeur die teenoorgestelde. En ons kan baie keer vleeslik geestelik optree. So die oorsprong van my optrede is uit my emosies uitgebore en nie deur die Gees van God wat sê ek wil hê, en sy praat met die Here en die Here sê en sy sê vir die Here, wys my net, wat is u plan met my dogter? En die Here wys vir haar, gee vir haar gesig, hoe hierdie dogter agter 'n klavier sit en speel en worship. En sy sê, Here, maar my kind kan nie eens klavier speel om haar lewe te red. Die Here wys vir haar, hy sê, maar dit is my plan vir haar. Ek het 'n worship bediening wat ek oor haar wil uitstoot. En jy het vir my gevra, wat sien ek as ek na jou dogter kyk? Ek sien haar as 'n worship leier. Ek sien, dit is my roeping oor haar. Sy sê, Here, wat dan nou? Hy sê, ek wil hê jy moet my plan oor haar lewe begin bid. Begin my dankie sê, dat ek haar siel gaan red, begin vir die Here dankie sê, dat sy gaan begin worship, en sy begin God se plan, geestelik, oor haar kind uitspreek, en uitroep, en sy begin God te loof en prys, en hierdie dogter kom tot bekering, en sy kom, en sy begin klavier speel, ewe skielik. Sy het 'n begeerte, sy het nooit eens na 'n klavier gekyk nie, en ewe skielik toe begin sy worship. En die Gees van die Here gebruik haar. Hoekom? Want sy het toegelaat dat die Gees van God haar lei oor wat is God se plan vir haar dogter. Sy moet so baie keer na God toe kom en sê, Here, maar ek dink as u nou dit en dit en dit gaan doen, dan sal dit werk. Ek onthou getuienis van ander pastoorsvriende van ons wat ook vir hulle dogter
gebid het en sy was in 'n homoseksuele verhouding betrokke en hoe meer sy met hierdie dogter gepraat het, hoe minder wil sy van God af weet. En eendag terwyl sy so rebelleer, ons raak ons vies, dan rebelleer ons mou so voor die Here. En die Here praat met haar en sê, vrou, ek wil hê jy moet my gees vertrou om die werk te doen. Nou bly jy net stil. Gee jy vir haar nou net liefde. Hou op om vir haar te sê sy moet haar lewe reg kry. Hou op om vir haar te sê sy moet al hierdie goeders doen. Hoekom? Niemand, daar was 'n tyd toe ek alkoholist was, voor God my siel gered het. En as enige iemand iets vir my kon sê, veral met die Bybel, ek het geweet ek is 'n alkoholist, ek het geweet ek is verlore, ek het geweet ek het 'n probleem, ek het nie nodig gehad dat iemand vir my met die Bybel kon vertel, jy is op pad hel toe nie. Want diep binne in my het ek gelê en huil, wanneer ek alleen is op my bed het die trane geloop, en ek het verlang na God, maar ek het nie geweet om daar uit, maar laat iemand nou net met my daaroor kom praat. So nou sal ek vir julle wys hoe drink ek. Jy nie vir my kom sê, ek is van die pad af, jy is van die pad af, maar jy is die balkie uit jou eie oog, Jesus het ook water in my. Ken ons al daai goed, ja? Rebellie, maar ek het 'n pa gehad, wat gebid het, dag en nag, vir hierdie seun. En wanneer ek by hom gekom het, ek het party dae gewen, voeter my net, of slaan my net, of doen net iets. Hy het my baie keer het hy my gaan haal, dan bel my sussie. Sy het daar by Palm Café gewerk, toe Palm Café nog Palm Café. En ek was daar onder by die Leidenburg ingenieurswerk, het ek vir Piesou Plant, het hulle my opgelei in die hidroliese sisteme. En as ek uitgepaas ergens in 'n kar, dan bel sy, my pa, sy sê, hoor jy, ou moet sit die lê ergens in 'n kar, kom haal hom. Dan gaan ek, kom haal hy my, hy reël dat iemand my kar vat. Steek my weg vir my ma hier in die pastorie, sluit my daar spaarkamer, sit my in die bad, sit my in die bed. Môreoggend as ek daar wakker word, dan weet ek, kyk, my pa was kwaai op 'n tyd. Dan kom hy in en al wat hy doen is gee my net liefde. Praat nie oor my waar was hy gestaan, hoekom het jy dit gedoen, hoekom breek jy ons hart? Net liefde. Gee my net liefde. Dan het ek baie keer in my binnekant gevoel, gil net op my, skreeu net, doen net iets. Niks. En die dag toe ek God nodig het ek vrymoedigheid om na hom toe te kom en sê, Pa, help my. Help my in die Gees van Here praat met hierdie moeder, hierdie pastoorsmoeder oor haar dogter. En hy sê, ek wil hê jy met die Gees van God vertrou om die werk te doen. Want as die Gees van God nie oortuig nie, gaan jy dit nie doen. As die Gees van God nie die werk doen nie, gaan ek en jy dit nie regkry. Ek kan niemand red nie. Ek kan nie jou red nie, ek kan nie myself red nie, ek kan nie my vrou red nie, ek kan nie my kinders red nie. Al wat myself kan red is om sy naam aan te roep en te glo, maar hy doen nie reddingswerk. En sy begin vir die Here te jammer te sê, Here, ek sal uit die pad uitkom, ek vertrou u Gees. Want God is net so lief vir haar dogter soos wat sy is, eintlik liewer. En die oomblik toe sy begin, sy Holy Spirit, I trust you. En sy begin dit te bely, toe kom haar dogter tot bekering. Binne 2 maande. Na 2 jaar se gesukkel. Binne 2 jaar toe sy begin deur die Gees van God gelei te word. Sien, baie keer wil ons geestelike aksies doen, want dit lyk reg. Ek onthou daar was 'n tyd wat ons gebid het vir die kerk en op daai stadium wys die Here vir ons, ek wil hê julle moet 'n geestelike manifestasie doen as julle bid, loop 7 keer hier om die kerk soos met Jericho doen 'n spiritual warfare walk en ons doen dit en daar's 'n deurbraak en so 'n jaar of 2 daarna toe kom ons weer deur 'n ding en sonder om te bid besluit is, ja, ons gaan nou weer loop. Hoekom, want dit toegewerk. Jy loop en niks gebeur nie. En God sê, ek het nie nou vir jou gesê om weer te loop. Jy het aangeneem, omdat ek vir jou daai tyd gesê, doen dit, jy moet dit nou ook doen.
En baie keer bid ons 2 jaar terug se gebede, se openbaringe, en ek het nie 'n nuwe openbaring vir nou nie. En ek kan nie verstaan hoekom bid ek nou kom nie 'n deurbraakie, want dit het 2 jaar terug het ek so gebid, maar ek moet hoor wat sê die Gees van God vir my nou oor my lewe. In my eie lewe het ek al agtergekom dat God werk nie altyd op dieselfde nie. Hy sê vir Moses op een plek, praat met die rots en slaan die rots, en dan sê hy vir hom, praat met die rots. Hoekom? Ek het al gesien in die woord hoe Jesus by een ou kom en hy maak net sy oë oop en hy sien. Die ander een spoegel op die grond en hy smeer dit in sy oë en hy sê gaan spring aan nie. En hy, hoekom? Want daar is iets omtrent die gehoorsaamheid aan die Heilige Gees wat iets in ons lewe doen. En as ek en jy nie gaan leer om deur die Gees van God gelei te word en nie hierdie vleesmens sy sin te gee vir elke ding waardeur ek gaan nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy het 'n keuse of ek gaan deur die Gees van God gelei word in my huwelik as daar 'n storm is, of ek gaan vleeslik, en ek kan die woord gebruik soveel as wat ek wil. Dit maak nie van my dat ek deur die Gees van God gelei word. Ek praat vanmôre, want baie van ons wat God dien, is vinnig om die woord uit te ruk, om situasies reg te probeer maak. Net soos die disippels, wat die oor afgekap het van die soldaat. En hier kom Jesus nou met die oor weer terugsit. Jesus nie gesê kap die oor af nie. Ons wil baie keer die Bybel gryp, en dan wil ons iets doen, want ons dit lyk reg. Maar as die Gees van God nie vir jou gesê het, doen dit nie, gaan dit nie werk nie. Ek wil praat vanmôre baie ernstig met iemand wat hier so sit, wat besig is met spiritual warfare. En ek weet nie of jy boeke lees oor spiritual warfare en jy probeer goed toepas vir 'n deurbraak waarvoor jy, en dit wil net nie gebeur nie. En ek ervaar dat die Here sê, ek wil hê you need a fresh. Jy het 'n vars inspraak van die Gees van God nodig, want die situasie waarin jy is, gaan net werk deur die krag van God. Want die woord van Here sê, dit is nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees van die Here vanmôre. Ek wil vanmôre sê, jy sit iemand en jy sukkel in jou geestelike lewe. Daar was 'n tyd toe jy die eerste keer jou hart vir die Here gegee het, en jy het sekere goed gedoen, en jy het nader aan God gekom, en ergens langs die pad het jy afgeval, en nou probeer jy weer dieselfde goed doen wat jy gedoen het daai tyd, maar nou wil dit nie werk nie. Maar jy vergeet dat daai tyd het die Heilige Gees van God jou gelei om sekere goed op sekere maniere te doen, en dit het jou nader aan God gekom. En ek wil vanmôre vir jou sê, jou antwoord lê daarby om weer te gaan wag op die Heilige Gees se inspraak en sê, Holy Spirit, lead me in my prayer, lead me in the scripture, lead me in spiritual warfare. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan die woord van God gebruik. Die woord van God word net kragtig gemaak deur die Gees van God. Jy kan nie die woord sonder die Gees gebruik nie. Jy kan, weet jy wat gebeur wanneer jy Jesus se naam gebruik sonder die Gees van God? Daar was sekere seuns van Stewag gewees, wat hulle self duiwelbesweders genoem het. En hulle het dit gewag, ek dink is 7 seuns, 7 ouens, as ek reg is, ek nou reg kan onthou. En daar's een ou wat vol duiwels is. En hulle kom, imagine dit nie, 7 ouens en kom na een ou toe, en hulle gebruik die naam van Jesus. Want hulle het gesien Paulus hulle doen dit. So dit werk vir hulle, so dit moet vir ons ook werk. As hulle duiwels uitdryf in die naam van Jesus, dan kan ons dit ook, as hulle die woord so gebruik, dan kan ons die woord ook so. As hulle so bid, kan ons ook net so bid. En hierdie 7 ouens kom, en hulle traai een ou se duiwels uitdryf. En hierdie ou, of die duiwel sê vir hulle, dis vir Paulus hulle ken ek ken vir Jesus. Wie is julle? Ken jou nie. En daai een ou gryp hulle, maak hulle seer. Woord van die Here sê, en hulle het gewond, en van hulle se klere is van hulle lyf afgeskeer, en een ou maak 7 ouens wat hulle hardloop. Hoekom? Dit werk dan verander, because they have a relationship.
Jy kan nie die woord, jy kan nie jou Bybel gaan oopmaak. Ek kry enige mense wat my bel, wat wil hê ek met hulle huis gaan salf. En ek gaan salf nie iemand se huis as die Gees van God nie vir my toestemming gee om dit te gaan doen nie. So dis nie net 'n gebruik, ek gaan salf net huise waar ek wil nie. Die Gees van God vir my sê nee, jy gaan nie, dan gaan ek nie. En sy bel my en ek sê vir Tannie, ek kan nie kom nie. En die volgende oomblik vloek sy vir my. Net so 'n paar knope. God sal jou in die hande kry. Dit tog ek geen wonder die duiwel is los in jou huis nie. Salfolie gaan jou nie help nie. Die redding gaan. So baie ouens se probleem is nie die 4 mure wat voor salf gesmeer word. Party ouens het so borrelolie nodig om hulle los te maak. So die probleem lê partykeer nie eers by jou man nie. Partykeer is jy die probleem. Partykeer is dit nie 'n vrou nie. Partykeer het ek 'n inspraak van die Heilige Gees in my lewe nodig om my te kom verander. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar's nie 'n manier wat ek en jy in hierdie tyd gaan wen as ek nie gaan gelei word deur die Heilige. As jy deur jou vleesmens gelei gaan word, gaan die vyand dit gebruik en jy gaan nie wen nie. Al gebruik jy die woord, al kom jy kerk toe, al is jy deel van die intercessors, al is jy die pastoor, as jy nie deur die Gees van God gelei gaan word, gaan dit nie werk nie. You need the Holy Spirit. Klein Dawid kom, hy was ook nie eintlik klein nie, maar die prentjie wat ons mos van Dawid en Goliat het, is dat hy 'n klein ouetjie was, maar hy was alles behalwe baie klein geweest. En Dawid kom by die oorlogveld en Saul en al hierdie ouens wat getrein is, staan daar. En hier is hierdie reus en hy besig om sy God uit te skel. En ergens in sy binnekant moes hy ervaar het dat God het gesê, gaan sien daai ouetjie reg. Maar weet jy wat doen Saul? Hy sê nee, jy kan nie met 'n slingervel gaan nie. Jy kan nie hierdie fight so fight nie. Jy moet hom fight soos wat ons hom fight. Hier is my wapenrusting, trek dit aan. En Dawid trek Saul se wapenrusting aan en Saul is 'n groot ou. En hy kon nie eens geloop kry in hierdie wapenrusting nie. Hy moes dit uittrek. Baie mense gaan vir jou sê, luister, jy kan nie hierdie ding so, jy kan nie so daaroor bid nie, jy moet so daaroor bid. Baie mense as jy in storms kom, gaan vir jou sê, jy moet eers hierdie programmetjie doen en woon net eers hierdie bevrydingskursus by, sodat jy verstaan waaroor bevryding gaan en familievloeke en bloedlyne, en as jy hierdie kursus gedoen het, dan kan jy bevryding doen. Rarig, as die Seun van God jou vry maak, sal jy waarlik vry wees. Ek het nie 'n kerk se wapenrusting nodig nie. Ek het nodig om te loop onder die anointing van die Heilige Gees. En hy trek dit uit wat Saul gesê het hy moet aantrek. Hy sê nee, ek is nie gewoon daaraan om ander mense se gebede te bid nie. Ek wil gaan soos wat die Gees van God my lei. En hy stap op daardie veld en hy het 5 klippies. Ek weet nie vir julle, 5 klippies was nie omdat hy bang was hy gaan miskiet nie. Goliat het broers gehad. Jy dit nou 'n bietjie dieper gaan. Hy broers gehad. So, het was nie net Goliat, hy het 'n paar broers gehad. Hy het genoeg klippies gehad om al die broers reg te sien. Die 5 klippies was nie vir ingeval een mis nie. Hy het hulle getel, sê, 1 klippie vir jou, 1 klippie vir jou, 1 klippie vir jou, gaan jy kom uit daar. Jy kan dit gaan opsoek en dit gaan lees. Maar Dawid het die anointing van die Heilige Gees geken
En hy het 'n stelling gemaak. Hy sê dieselfde God wat my in die hand van die leeu en die hand van die beer verlos het, is dieselfde God wat jou vandag in my hand gaan gee. So hy dit dadelik erken, not by power, not by might, but by the Spirit of God. Dieselfde Gees wat my daar gehelp het, is dieselfde Gees. When we start to rely on the power of the Holy Spirit, because I'm used to, hy was gewoon daaraan om deur die Gees van God gelei te word. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, ons het weer nodig om deur die Gees van God gelei te word. Nie net in die kerk as ek hier kom, dis nou lekker hier by die kerk. You need to learn to walk by the Spirit, selfs in jou huwelik, selfs teenoor jou man, selfs teenoor jou vrou, selfs teenoor jou kinders, selfs teenoor ou by die werk wat jou grys hare gee. Jy moet leer om deur die Gees van God gelei te word. Ek onthou oom, ek kan nie onthou nou wat sy naam nie, hy het hier by CMI gewerk. En hy was jare daar in CMI se control room gewees. En op 'n stadium toe kom daar so 'n jong ouetjie wat nou net klaar geleerd is. En hulle stel hom bokant die oomie aan. Maar hy ken niks van die plant, maar hy ken uit die boeke kennis. En ewe skielik is hy die mannetjie. En hy behandel die oom asof hy niks is. Maak dit vir hom moeilik daar. En hierdie draag gebeur. En hierdie oom met eendag toe vervies hy homself vir die vyand, nie vir die laaitie. En hy gaan staan so voor die laaitie. Hy kom eers so in sy oë en hy tel sy kop op en hy kyk so oor sy kop. En hy sê vir hom, die Here bestraf jou Satan. Jy het nou genoeg met my gemors. En hy draai om en hy loop weg en die ouetjie se oë is net so groot. Hy kom aan na die oom. Hy sê, oom, jy kan my nie bestraf nie. Hy sê, ek het nie met jou gepraat nie, ek het met die duiwel agter jou gepraat. Daai duiwel wat jou gebruik, my worstelstryd met jou nie. En daar gebeur iets daai dag. God verander daai laaitjie se hart. Net so. En dinge kom reg. Maar wat het hy gedoen? Hy het sy oë afgehaal van die ouetjie en bo oor gekyk. En hy het deur die Gees van God die vyand aangespreek, sê tot hier toe nie verder. Die Here bestraf jou vandag. Ek het toe op my Kia gewerk het 'n oom gehad wat ek het dit al getuig. Hy het dit vir my moeilik gemaak. Ek was 'n service advisor op daai tyd, warranty clerk, daarso. Party ouens dink ons jy die kar gebou. So daar foute is dit jou skuld. Jy het hom aan mekaar gesit. Maar as hy daar gestop het, hy nie net ingetrek, net ingejaag, maar stop hy, moes net stop. En dan weet hy. Hy kom gil en skreeu op jou en hy behandel jou. En eendag toe hy so stop, toe vervies ek vir my. Sê die Here, ek bind vandag elke gees wat deur hierdie ou wil werk om my lewe moeilik te maak. Ek bind die werke van die vyand en ek sê vir jou vyand, jy gaan nie vandag hierdie ou gebruik om my te kom ontseën nie. Here, maar ek seën hierdie ou. Ek seën hom met kalmte, mag hy vandag so rustig wees soos nog iets. Ek seën hom met vrede, ek seën hom met blydskap. Dis nou alles terwyl hy daar uit die kar het so aangestap kom, staan ek kan kyk en ek bid. En hy kom en hy vir die heel eerste keer ooit, al die tyd wat ek met hom in die deur instap van die kantoor, staan hy daar. En daar is dit asof hy vergeet hoekom hy daar is. En hy groet ons vir die heel eerste keer ooit. Môre julle, môre oom. Draai om, loop hy na die baas se kantoor toe. Dit het gewerk. Dit het actually gewerk. En dit werk. Wanneer ek deur die Gees van God gelei word om die geestelike goed te beoordeel. En ek wil vanmôre met iemand hierso sê, as jy nie gaan leer om nie vleeslik op te tree nie, gaan jy nie hierdie ding wen. Ons gaan dit nie maak in hierdie tyd as ek gaan toelaat dat my vleeslike emosies elke keer my voorspring nie. As jy die tong vinniger is as jou brein, het jy moeilikheid. Maar as jy gaan leer om 'n wag voor jou mond te sit en wanneer jy praat in autoriteit te praat, en ek gaan die laaste skrifgie lees, dan sluit ons af. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 3 tot 5. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 3. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie stryd volgens die vlees nie.
Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Al wandel ek in die vlees, ek is in die liggaam, but I can choose to walk by the Spirit. En dit is nie 'n lekker ding net vir die kerk. Hy sê as jy deur die Gees van God die werke van hierdie vlees doodmaak, sal jy lewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, party van ons het nodig om bietjie dood te gaan. Ja, pastoor, ek is baie naby aan Here, ek is baie geestelik. Die woord van die Here sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die vinnigste wat jy wil agterkom, of jy nog leef, dat iemand net iets van jou sê. My pa het altyd gesê, 'n lijk voel niks, en hy praat nie terug nie, hy worry nie as jy hom sleg sê nie, want hy is dood. Maar jy nog leef. Ek hoef dit nie eens verder te sê nie. En dis hoekom ons moet leer om die vlees dood te maak. Want as ek reageer op die vlees, verloor jy. Moenie toelaat dat die vyand jou gebruik om vleeslik op te tree. Dis moeilik. Hierdie wat ek sê is nie maklik nie. Want hierdie vleesmens wil nie. Hy wil nie. Hy wil nie die geestelike goed doen nie. Hy verstaan nie die geestelike goed nie. Dit maak nie vir hom sin om iemand te seën as ek iemand wil vloek nie. Dit maak nie sin om iemand lief te hê wat nie van my hou nie. Dit maak nie vir my sin om te vergewe as iemand my seer maak nie. Dit maak nie vir my sin om goed te doen aan iemand wat my haat nie. Dit van my vleesmense, en ek gaan hiermee afsluit, hierdie is maar net so ekstra. Baie mense sukkel met vergifnis, omdat ek nie voel ek vergewe nie. Jy geweet, dis 'n keuse om of geestelik op te tree of vleeslik, en as ek verkies om iemand te vergewe, beteken dit nie al die emosies is nou alright nie, so ek kan vergewe en nog stikkend wees. Ek kan vergewe en nog voel, ek val uit mekaar uit in my binnekant. Hoekom? Want die vleesmens is nog seer. Hy sukkel om die geestelike goed aan te neem. En dit is hier waar die vyand baie keer met ons mors. Want nou kom ek en ek vergewe vir hierdie ou. Sê Here, ek vergewe hom en ek spreek hom vry. Maar jy in jou binnekant borrel dit. Ek sog. Nou kom die vyand, dog jy het vergewe. Hoekom voel jy nog so? Die vleesmens sukkel nog om dit aan te neem, maar gaan nie toelaat dat my vleesmens my kry om iets teenoor hierdie ou te sê wat ek nie moet nie. Ek sal eerder deur die Gees van God gelei word. So ek kan twee goed op een slag in my hê, die vlees en die gees. Die vleesmens sê, ek wil sy nek omdraai. Die geesmens sê, vergewe hom Here, want hy weet nie wat hy doen nie. En hoe meer ek dan deur die Gees van God gelei word, hoe minder kry die vleesmens kans om iets te sê. Maar ons voel skuldig omdat ek nog vleeslik voel. Here, mag ek hom dan nou vergewe, maar my binnekant voel nie lekker nie. Dis alright. Jy moet heling kry. Dis hoekom jy dan kan vir die Here vra, Here, help my met die seer wat ek het. Ek verkies om geestelik op te tree. Lord, I'll forgive him. Maar Here, ek voel nie lekker nie. Help my met dit. Help my om oorwinning te kry oor hierdie seer wat hierdie vlees het. En help my om 'n wag voor my mond te sit. Want ek kan nie bekostig om nou vleeslik op te tree nie, want dan moet God met my ook so optree. Moenie die vyand sy sin gee nie. Verstaan dit, dat jy is in 'n worstelstryd tussen jou vlees en jou gees. Maar wie gaan praat? Kom ons staan op ons voete voor die Here. Ek het klaar die woord gebring. Net daar waar jy is, vra vir die Heilige Gees om jou te kom leer, om deur hom gelei te word. Hemelse Vader, ek het die woord gebring, soos wat U dit op my hart gelê het.
Vader, ons het so nodig om in hierdie tyd deur u Gees gelei te word. Here, ons kan dit nie bekostig om deur ons vleesmens gelei te word nie. Leer ons om te kan onderskei tussen die vlees en die Gees. Leer ons om eerder op te tree deur die Gees van God. En daar waar die vleesmens heling nodig het, herstel nodig het, stikkend is, kom help ons met die seer, help ons met die stikkend, sodat daai deel ook kan heel gemaak word. Maak ons los van elke vorm van bitterheid en onvergewensgesindheid en ongehoorsaamheid en bring ons in die volkome wil, Here. Ek bid dat hierdie woord in hierdie tyd mense sal gaan help om in oorwinning te kom in hulle geestelike lewe. Dat die Here mense gaan help om geestelik te begin bely, geestelik te begin spreek. Al kyk ons met die oë en ons sien een ding, dat ons iets anders te sal roep, want u woord sê ons roep goed wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Kyk nie na wat voor oë is nie. Help ons om saam met die Gees van God te bely oor elke situasie. En ons eer u daarvoor en loof u en prys u in Jesus naam. Amen.